Goeiemôre. Jy luister na die 71ste oordenking in die reeks Die Goeie Lewe. Ons tema vanoggend is Kronos tyd en Kairos tyd. Die bevinding van die Gallup World Happiness Report bly in my gedagtes maal. Daar lê meer hierin opgesluit as wat ek nog tot nou toe verstaan het. Waarom sou gedeelde eetes so 'n, in die woorde van die verslag, 'n uitsonderlike groot rol speel in die welstand van mense? Gedeelde eetes saam. Selfs die Gallup navorsers het dit nie verwag nie. Hulle is absoluut verbaas hieroor dat gedeelde eetes so 'n groot rol speel in mense se lewens, dat dit 'n ewe groot rol speel as merkers soos mense se inkomste en die effek van werkloosheid. Uit ander verslae sou 'n mens moet bly vra, hoekom sou gedeelde maaltye die nommer 1 faktor wees in kinders se fisiese en geestelike gesondheid, akademiese prestasie en of hulle goeie maniere het? Die nommer 1 faktor wat kinders se woordeskat bepaal. Die nommer 1 faktor wat eetsteurnisse by kinders verhoed. Veral eetes, in die besonder gereelde eetes aan tafel waar daar 'n positiewe atmosfeer is. Ons moet dit bysê. En ook die nommer 1 faktor in positiewe geestesgesondheid en laer depressievlakke by kinders en jong mense. Jy weet, 'n mens kan dit baie maklik hoor en dit gaan by jou een oor in en by jou ander oor uit. 'n Mens kan dink, dis interessant. Maar die kuns van die lewe is om parels van varkkos te onderskei, sodat ons nie die parels vir die varke gooi nie. Soms kom daar 'n waarheid by ons verby. 'n Beslissende insig wat ons vra om 'n keuse te maak. Maak ons nie die keuse nie, sien ons nie die waarde daarin nie. Is ons soos iemand wat 'n skat in 'n veld vind en dit oor ons skouer weggooi? Die verbintenis tussen gedeelde eetes en menslike welstand mag dalk die Gallup navorsers verras. Maar die mense van destyds moes dit reeds geweet het. Die Latynse uitdrukking companies, in Engels company, om geselskap te hê, is 'n samestelling van 2 woorde, cum en panis, saam en brood, om saam met iemand brood te eet. In een van die mees antieke tale Chinese is die woord vir saam eet om 'n vuurmaat te hê, om saam rondom 'n vuur te sit en eet. Navorsers krap kop en lê verskeie redes voor vir hierdie verrassende bevindings. Wat ek van gister af bly dink het, is dat maaltye ons tot stilstand rem. Jy kan nie 'n maaltyd haastig eet nie. Wel, jy kan. Miskien het jy dit ook al ervaar, dat as jy so haastig moet eet, is daar net so 'n aaklige gevoel wat dit by jou laat. Om so laaste happie te vat, servet oor die mond te trek en met kos in jou kies nog te sê, ek moet hardloop, is soos om roomys heel in te sluk. Jy weet in jou siel, hierdie is nie hoe dit bedoel is om te wees nie. Om 'n maaltyd te eet, veral 'n maaltyd saans, is 'n aankondiging dat alle individuele prioriteite en take en verantwoordelikhede nou ondergeskik staan aan ons. Ons wat saam is. Om saam te eet is 'n aankondiging dat my human doing nou plek gemaak het vir human being. Dit is die klein sabbate in ons lewens. Ons hou ons ewe belangrik met ons uitgerekte werksure en ons gradeer onbelangrike dinge soos TV kyk of oproepe of sosiale media op as belangriker dinge in ons lewens, byna soos om vir muis koning te verklaar. Hy kan 'n stof opskop, maar sy poging sal, wel,
'n muisbaar. Wanneer dit etenstyd is, gaan staan die horlosie stil. Daar is heilige tyd in die lewe. Tyd waar jy erken dat jy nou belangriker is as enigiets anders en so ook die mense om my. Al sou ek ook nou R10.000 'n uur elders kan verdien, ruil ek dit vir geen geld nie. Ek bedoel, Jesus het die belangrikste, die allerbelangrikste werk in die geskiedenis van hierdie aarde gehad, vir alle mense oor alle tye heen. Wie anders moes die hele wêreld red? En tog het Jesus tyd gemaak om stil te raak voor God. En Jesus het daarvoor bekend gestaan dat hy maaltye saam met vriende, familie, tollenaars en sondaars geëet het, saam met groot skares van 5.000 en 4.000 mense, soms by 'n bruilof, en soms saam met 'n ouetjie soos Saggeus aan huis. Is my werk nou belangriker as die Here se self? Om maaltye saam met mekaar te eet, saam met my gesin, saam met vriende, ja ook saam met tollenaars en sondaars, is 'n heiligsverklaring. Dit is die besef dat daar Kronos tyd is, horlosie tyd, en daar is Kairos tyd, God se tyd. Kronos verwys na die horlosie. Sekondes, minute, ure, dae, jare. Dis kalendertyd. Dit is maar net. Dit tik verby. Dis die gewone slingergang van die lewe. Dis die ritme van die werksdag en word gemeet aan produksie en waarde. Ons praat mos van tyd is geld. Kairos tyd verwys na iets anders. Dis wat binne daardie ure gebeur. Dis wat ek daarmee maak. Dis die besef dat daar betekenisvolle, God beskikte oomblikke is. Dit is die regte tyd. Dit is die volheid van tyd. Dis 'n oog vir die goddelike geleentheid. Kronos vra, hoe laat is dit? Kairos vra, hoe gaan dit met jou? Kronos vra, hoe lank duur dit? Kairos vra, hoe kan ek die meeste van hierdie oomblik maak? Kronos vra, is ek betyds? Kairos vra, is ek teenwoordig? Kronos vra, het jy kerk toe gegaan? Kairos vra, het jy God en jou medemens ontmoet? Kronos vra, is jou maagie vol? Kairos vra, is jou hartjie vol? Kronos vra, hoeveel geld het ek gemaak? Kairos vra, hoeveel lewens het ek geraak? Kronos vra, hoe oud het hy geword? Kairos vra, het hy 'n vol lewe gehad? Etenstyd is Kairos tyd. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van U Gees in ons lewens sal bly beoefen, om lief te hê, om met blydskap te leef, om vrede te maak, geduldig te bly, vriendelik te wees, goedheid na te streef, om getrou te bly, en sagmoedig en met selfbeheersing op te tree. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort, en ek kruisig my hartstogte en my begeertes wat nie in pas is met U Gees nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my siel, o Heer, dat ek myself blywend ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.